Say kasangsa. Ik zoek hy wat? Hy nie lag nie. Brei. Ek is Renay Arendse en vandag gesels ons met Quentin Goliath, meer bekend as Jitsvinger. Wat 'n voorreg, ons sit in Pinans by Sasnef en Jitsvinger, baie welkom. Ons is so bevoorreg om hierdie gesprek saam met jou te hê. Ek wil net graag wegspring met Jitsvinger, die naam. Kyk, toe ek skool gegaan het, as iets kwaai was en lekker was, dan sê ons, ja, dit was Jits gewees. Is dit die konnotasie of hoe het jy by die naam gekom? Dit is die konnotasie en dankie is vir my net so 'n voorreg sien dat ons mos nou al 'n lang pad saam aankom en hier sit ons weer. Ja. Different mense, maar ja, Jits het al in my kop rondgeswem al vandat ek 12 was. En dit was vir dieselfde doeleinde gebruik as om te beskryf, ja, hy's 'n Jits rok wat er in die aan het, so baie expensive. En ja, it's like Jits, Jits is kwaai, Jits is cool, Jits kan ook die teenoorgestelde beteken, like, ja, as het geparty gisteraan, dan voel my kop heel Jits mee, like, ja. Hy het hy draai gesien, die toestand by die kar, Jits, mee, bro. So wat het hy ook, So Jits beteken seker maar, is 'n ekstreem van iets, is 'n baie ekstreem toestand, whether it kwaai is of die opposite. Maar ek vat mos nou die kwaai natuurlik, Want jy is daai ou. Ek moet dit so doen. Want jy is daai ou. Jy is daai Jits ou. Maar dan, hy is te Quentin. Maar moet ek ook sê dat hoekom 12, is omdat my neef Ensling Grootboom van Matroosfontein, hy is nog 'n familie van my ma se kant af. Toe het hy eendag op die veld gestaan en 'n storie vertel en in die storie toe vertel hy dat hy beskryf die manier hoe die persoon homself geskok het van op die draadtrap somewhere in 'n jol, right? Toe sê my neef die woorde so, hy sê, "Jo, toe skok hy een vir hom Jits." En soos ek daar staan 12 jaar, toe lyk dit die frekwensie, die vibration net sy mond het net so deur die skare gegaan en vir my geslat en toe sê ek, wat is die ding Jits? As amper soos die woord homself net so vir my so net so bekleed vir 'n ommesientjie en dan in my agterkop kom bly. Tot dit mos nou, wortel skiet oor die jare toe ek begin rap. En my finale jaar op hoërskool, toe besluit ek gaan my naam Jits gee, maar Jits wat? Toe speel ek rond Jits dit en tot Jitsvinger op een van die dag net daar gestaan het in my geestesoog en sê, nee, hy is Jitsvinger. Wat fantasties. Daar is ek nou Jitsvinger vir 24 jaar. Wow. Ja. Kom ons praat 'n bietjie oor Afrikaans. Jy het diep spore getrap, nie net as 'n kunstenaar en rymklets nie, maar vir ons taal. Jy is 'n bewys dat ons taal aanhou groei en lewendig is. Jy skep toe vir Afrikaans. Vertel ons 'n bietjie daarvan, hoe dit gebeur, wanneer het dit gebeur, wat het vir jou geïnspireer? Vertel ons net 'n bietjie meer. Dankie vir die vraag. Okay, so Afrikaans het gekom deur middel van Catherine Hennigan, teaterdirekteur wat haarself gebaseer het in Nederland vir 8 jaar voordat ons ontmoet het. En sy het toe vir my en 'n paar handjevol artists geïdentifieer wat al reeds in die kan ek sê in die trend is van ons taal en kultuur om dit te promote op ons eie, soos Emile van Black Noise, hy moes nou natuurlik die Black Consciousness. Black Pearl as 'n female artist, skrywer, sangeres, Wat ook, ek dink ons is almal in ons is rooted in ons kultuur en ook met 'n soeke vir ons ware identiteit in terme van die taal. Ons het dit gedoen, maar ons het nie geweet wat ons, hoe ver dit strek, die geskiedenis van die taal. Toe stel sy voor dat ons, wel sy dit so gestel, wil julle die ware geskiedenis van Afrikaans, wil julle die geskiedenis van die taal eintlik explore, die troe. Ek kyk as wanneer ek vir ware geskiedenis, mense nou, daai wat ons op skool sê, nee, is alles behalwe. Sê ek deur middel van wie? Toe sê sy deur middel van die oorlede Dr. Neville Alexander, hy is on board, en Patrick Tarek Melley en nog 'n paar ander, Arian Kegenhoff ook. Dis ons wat research op 'n ander style, op 'n ander skaal. Toe sê ek is in,
because ek rap intentionally in my moedertaal. Ja. You know, as deel van my DNA. Nie omdat ek is van Suid-Afrika nie, want ek is nie 'n Kaapenaar net as duis wie ek is nie. You know, ek is ook ek is 'n you know, daar's heel party goed in my erfenis wat sê van, you know, jou DNA kom van hierens anders, ons kom vandaan. As somehow in die taal gepackaged, you know, maar weet meer. Toe sê ek, ja, ek is game. En toe sien ek, hier's Blackpool, hier's die Meel. Oh, daar's Bliksemstraat. Ja, daar's Monox van die Guma en hier's allemaal van ons. Lekker mix masala. En ons gaan nou different standpunte invat in die produksie. Ja, so kom ek agter die geskiedenis van die taal en toe gaan ek Amsterdam toe vir die premie. Maar toe die produksie nog nie 'n naam het. Toe sê ek, nee, maar ek moet vir Kyle Shepard saamvat, want as ek nou moet perform, as net om 'n voorsmaak te gee vir die production house, hulle moes nou sien waarvoor ons nou invest in. So, toe sê ek, nee, hy moet saamkom. En die jazzwereld is Kyle Shepard nog al die klein skool, hy is heel trots op die nie. En toe het ek die beste kameraad saamgevat en gefreestyle op stage. En in die proses, 'n paar name geskryf op 'n A3 blaai en skryf krap uit. Ek sê vir Keter, maar hoor hierso, die produksie se naam moet Afrikaans wees. Because ek het toe woorde uitgehaal van rhymes wat ek in 2005 en 2004 gedoen het al. En tussen die rhymes is die woord Afrikaans soos ek het noem. Afrikaans vir julle wat hiphop steel op kapitaal gefokus. Daar's so 'n lyn in my eerste album, toe dink ek, nee, sit hy op die tafel en kyk. Toe vat dit, daar was vattigheid, hulle het gebyt. Ek is like, okay, cool, Afrikaans. So dit was die naam van 'n produksie wat jy toe skep? Ja, omdat het gaan oor die taal en ek is like, nee, maar die informasie moet uitgaan na buite van so mense. Ek recognize dan nou so baie hoe kan ek sê, Afrikaans sprekendes wat nie eens weet hulle is Afrikaans, maar soos ek vir hulle wil sê, hier's die garment, het pas vir jou. Vat eienaarskap. Dra dit na jou function toe, ja, whether it's sport is whatever, maar net 'n ding beeldige, bekleed jouself met Afrikaans, bekleed jouself met die kennis van die taal wat sy praat. Dit is en so raak dit 'n fantasties. versoenings projek amper. Jy maak dit vir my so 'n duidelike koneksie tussen jou kom vandaan, jou taal, identiteit. En dan is dit ownership, né? Dan is dit eienaarskap neem. Oh, definitief. En dan is dit jy wat nou hierdie is eintlik 'n gift, is 'n geskenk wat jy dan gee vir jou mede-Afrikaans sprekendes en mense om te sê, vat dit, shape dit soos jy dit wil shape. Elke sit mos anders in daai rok en in daai jas, né? Top, man. En dit is hoe die taal is. Hy pas elkeen op sy eie manier. Nou sê gou vir my, Quentin, jy's 'n skepper en deur skepper soos jy, hou jy die taal vloeiend lewend aan die groei. Maar hoe gaan ons daai legacy, hoe gaan ons kan verseker dat dit kan aanhou groei? Wat kan ons doen as 'n generasie om die volhoubaarheid te behou? Okay, een ding wat ek kan dink is om die puzzle wat nou so uitmekaar is, almal dra gedeelte van die taal. Aha. As ons kyk na dialekte en goed so, maak ons almal deel van 'n gemeenskap wat dit begin het. You know, maar party het dit hulle identiteit gemaak en die ander is nou amper soos in isolasie steeds besig om die taal te groei. Ja. As jy kyk as die taal 'n instrument is, byvoorbeeld. Jong, kan ons mos maar nou weer die ingenieurs wat dit begin het in die eerste plek, maar nou weer terug bring na die taal toe en sê, okay, ek sien wat julle daar gemaak het, die brakes is af, you know. Ons kan nou 'n bietjie nitros insit daar en die ding remodify is like, ja, ons is argitekte, dus kom ek almal wat deel was van Afrikaans noem dit architect-bekke, you know. Because as ons praat van tale, praat ons van frekwensie, ons praat van energie en ons praat van vibrasie. So as jy die taal nou wat gebeur het in 1875, nee, die gemeenskap van regte Afrikaans, hulle het al hierdie gedeeltes wat die taal progressief maak. Met ander woorde, ons het mos nou different kulture gehad wat nou bygedra het. Nou as jy mense kyk wat die Sanskrit gebring het, mense wat aan die begin daar was wat taal geskep het. Ons praat nou van die sogenaamde Boesmans, nee, wat op neergekyk word en sê is primitief. You know, wat se streeks kennis actually baie, wat noem jy dit nou, indringers, mense wat ingekom het,
gehelp het survive het op die land. En sê, hy is die veldkennis en die eerste wetenskaplikes. Hulle was verwyder van die taal, en sê, kyk, julle praat die Afrikaanse kosos, het woorde soos kwaga, tagabugu, en eina en abba, aitsa, en so gaat ons aan. Die woorde het sekere eienskappe en waardes vir die taal en die mense wat het praat, om vir jou te laat weet, waar is sy? You know, so toe hy goed verwyder was, toe sit of amper soos die taal was verstomp amper. You know? En om my taal te upgrade, moet die gemeenskap nou weer na mekaar toe kom. Dat die ligkaart moes nou voltooi is, laat ons nou allemaal in een en elk kan raak sien in die talen. You know? Cousin Kimberly bijvoorbeeld praat, als sy met iemand praat, net die groet en hoe gaan het, dan praat sy 6 different talen in een. Sy kom met eens achter. Ongelooflik. So, you know, ja. Ja, en dit is wie ons is, né? Yep. Veeltalig. Ons Veeltalig, ja. Daar's verskillende forme, né, van Ja. ons wat ons moet omhels. Ek hou baie van die illustrasie wat jy maak van die taal as 'n instrument. Definitief. Ons is almal die argitekte. Kwai. Love it. Ja. Ek is mal daaroor. Want dit gee vir mens, it almost empowers you. Dit bemag vir jou, want as ek 'n argitek is, dan kan ek mos dinge laat verander. Ek kan dinge laat gebeur. Ek kan dinge in plek sit. En as ons elkeen daai ownership vat, daai eienaarskap neem van, ons elkeen kan hy verskil maak. Ons elkeen is 'n argitek van die taal. So taal is ons instrument. Ek hou baie daarvan, ek gaan dit onthou vir altyd. Sê vir my, so, die taal strek nou van die 1500s af, Khoi Afrikaans, eerste geskrewe Afrikaans is Arabiese Afrikaans. Ons het so 'n ryk geskiedenis, wat ek nou op my ou dag leer. Hoekom was dit nooit in my geskiedenisboeke geskryf nie? Hoekom het ek net geleer van 1652? Maar goed, nou is ons op 'n punt waar ons 'n verskywing kan maak van die narratief. Afrikaans word 100 jaar oud as 'n amptelike taal. Maar sy het nie ontstaan 100 jaar gelede nie. Die ontstaan kom al uit die 1500s uit. Wat is jou gevoel, wat is jou persepsie van hoe ver ons gekom het? En wat is jou persepsie van dat ons volgende jaar, 2025, sê, ons het nou die pen in die hand om 'n nuwe narratief te begin dryf en te begin skryf. Wat is jou gevoel daaroor? Wel, ja, dankie vir die vraag. Is 'n diep een, né? Oor die 1500s. As mens dink aan wat het gebeur aan die Kaap en wat het gebeur met ons land, terme van die ekonomie. You know, die taal en die ekonomie gaan hand in hand. Because sy kon toe nie trade in die Kaap en sonder om met die mense te onderhandel nie. Sonder om iets te verstaan rondom die mense. Hey, dis 'n skaap, ek wil toe vol sakke, wat jy wil sê daar so, you know. So daar die taal al klaar begin 'n rol speel. En dit speel nog altyd 'n rol soortgelyk, you know. En die waarde van 'n taal kan nie toeneem, nooit afneem nie. As ons Bitcoin amper. You know, 'n open source. Niemand betaal om 'n taal te praat nie. Hy was 'n skoolsisteem gewees. So, you know, toe sien sy Langenhof en nee. Toe hy gevra het, hy het 'n proposal ingesit eintlik om Dutch te vervang met Afrikaans. In die laat 1800 toe was ons nou besluit om die gemeenskap van die regte Afrikaners was op poging om hulle self te identify as a local entity. You know, so hulle maak ook 'n identity. Right? So daai wil sê hulle maak 'n taal hierso. Dan is ons op 'n punt aan die land. Hoe weet ek die identity dan land en taal, you know? En dan so raak hierdie resources meer beskikbaar aan almal wat behoort aan die land. Want nou is interessant om na geskiedenis te weet. Want hulle sê jy kan nie besluit want toe jy gaan as jy nie weet waarvandaan jy kom nie. 100%. Maar nou as jy nou vorentoe kyk, wat dink jy, want hoe kan ons vorentoe? Ek dink ons is op 'n baie interessante plek. Daar's kunstenaars wat besef, my variëteit van Afrikaans, dis geldig. Daar word deure oopgemaak, daar word boeke geskryf. Eintlik moet ons dit meer doen. Natuurlik is daar nog werk om te doen, maar ons moet skryf, ons moet praat, ons moet sing en ons moet skryf en skep soos ons praat. En dis 'n belangrike ding, sodat die variëteite van ons tale nie verlore kan gaan nie. Maar nou wil ek nou meer fokus na die toekoms. Hoe sal ons nou, hoe voorsien jy
lyk ons landskap oor die volgende 100 jaar? Gaan jy 'n bietjie daaroor dink? Ek moet, want ons sit nou al klaar in 'n toekoms. Nou, kyk nou, soos ek sit hier met 'n groot, hier sit ek met my latest technology, ek sit met breinsuiker hier op my bors. En breinsuiker was vir my geskep, omdat daar nie 'n woord was vir die tipe aangetrokkenheid tot, soos dit nou beskryf hier, iemand se intelligensie nie. Like, ja, soos ons praat moes nou van frekwensies en vibrasies en so. As ons op dieselfde golflengte is, mekaar kan vind, dan is dit waar die toekoms is. Ons praat nou van, deesdae is social media besig om op so spoed te beweeg dat sy kan dink nou, dan kry jy al klaar die voorstelle op jou. Dit is ongelooflik. Facebook het jou gevra, what are you thinking? Weet hulle wat sy dink? Hoe weet hulle alles wat jy gevra het hierdie dag, as nie, hier kom 'n advertensie op. Dis reg. Wat sê, dis reg, ja. Iemand verkoop iets wat ek nou net van gepraat het. So, dit is 'n bietjie, dit maak mense eintlik 'n bietjie bang, né? Dit is baie scary van wat mense weet. Nee, maar sien, so ons moet nou binne toe begin kyk. Because ons soek altyd alles buitekant, maar die wêreld buite ons is eintlik die wêreld binne ons, is 'n refleksie daarvan. So as ek kan woorde skep in my en dan kan ek mos 'n wêreld bou buitekant. So toe ek nou 'n woord soos breinsuiker geskep het vir myself en ek verstaan daar as nog 'n breinsuiker somewhere, dan is ons somewhere op dieselfde golflengte gewees. Ja. Ons step mos nou in, Ja, want ons het mos verskillende vlakke in ons sommige mense praat van 7 chakras en ander praat van 9. So even buite jou liggaam is daar hoe kan ek sê energiepunte wat intap op frekwensies. Inligting is mos alles. Om ons alles is inligting. Maar as ons 'n inwendige toer vat, die wêreld wat ons skep binne ons word aan die wêreld buite ons. Nou op daai punt wil ek nou weet, wat inspireer vir jou? Want jy praat baie van frekwensies en is dit deel van jou inspirasie of wat is jou inspirasiepunte? Triggers? Ek is 'n soeker. Ek hou van informasie. Soms kan jy gesprekke hê met mense, kan jy hoor praat hulle van 'n source, 'n reliable source, of sommige mense spoeg weer net, hulle is 'n oasis van informasie. Sit net en luister. Dis al wat jy hoef te doen. Sit net en luister. Soms vra jy vir 'n ding en as dit kom, as jy soms nie gereed het. So vir my is dit gereedheid en altyd om helderheid te hê. Dis wat ek vra vir dit wat om ons is en sê, gee my net die helderheid. Dis al wat ek soek. Is tydsberekening vir jou 'n ding as 'n kunstenaar? Kan wees. Want baie keer is daar mos so 'n blok kry ook, hierdie creators blok? Nee. As 'n artist is dit amper soos 'n stuk, wat noem jy, tolbos. So die hele dag en dit sit goed vas aan jou. En op 'n einde van die dag skud jy dit af en dan sien jy al die goed wat op jou subconscious vas is dit. En dan skep jy dit af en dan was nooit niks nie. So dat is my fantasties. Dis kom jy aan die skep bly, né? Want ek dink jou selfbewustheid is vir my uitstaande in die sin dat ek wens eintlik baie meer van ons, ons jonger geslagte, kan meer daai selfbewustheid van hoor ek regtig wat om my aangaan. Yep. Is ek bewus van die dinamiek en veranderinge en wat mense sê, ons moet minder praat en ons moet meer luister. Ja, van hoe langer jy observe, hoe meer sien jy. Soms wil ons 'n ding nou sien, maar ons vat die tyd om regtig die plek te betrag. Soms sit gewoon in die lig af en dan gaan jou oë moet adjust. En soms as informasie kom dit soos 'n skep lig op nadat jy mos nou en onkundig sit daar so 'n soort verblind jou tot jy nou lees sien met nuwe oë amper, so is dit. Jy inspireer my so, ek moet probeer nou dink, moet ek nou begin skryf of moet ek begin skep, wat moet ek doen? So Quentin, toe ek nou vir jou vra vir 'n onderhoud, né, toe was ek baie bly because hier is weer. Hier is weer, né, wat op baie lekker is 'n bonus. Altyd. Maar die eerste plek wat jou voorstel was Sasnef. Ek voel vir my asof jy baie tuis is hierso. Daar's 'n Nederlandse koneksie wat baie diep is en het 'n geskiedenis met
met Nederland en hier. Vertel ons 'n bietjie daaroor. Vertel ons of jy voel dat die buiteland vir jou vroeër erkenning gegee het as jou eie huisfamilie so in die land. Wat is jou Wat is my connection? ja, jou koneksie en jou ervaring? Ek gaan eerstens wil ek vir Sasnef dankie sê vir hulle oop deur via Erika. Ja man, ek hou van boeke van kleins af. As ek nog nie musiek geleer het, wat ook literatuur is op sy eie manier, en dan was ek in die biblioteek by P.D. Paulse in Kuilsrivier. Ja. By die rivier. So my informasie soos 'n rivier, as ek was op die oewer besig om te soos Aristotle hulle van back in the day en so aan. Dan is ek besig om in my eie wêreld te dwaal in boeke. Sasnef is amper so 'n argief van as 'n mens mooi rondkyk hierso in hierdie study waar ek sit. As daar eintlik archives van die 1940s, 50s wat nog hier is. Goede wat gebeur het hierso. So ek is 'n nuuskierige skepsel. En dit is ook my manier hoe ek probeer om hierdie legkaap in mekaar te sit. Wat was die eintlike geskiedenis? En nie die mainstream ene wat ons geleer het op skool nie. Because opvoeding is 'n ongoing proses. Absoluut. Ja. En jou optredes in die buiteland? Doen jy dit baie? Het jy dit baie gedoen? Optredes in die buiteland, dankie. Ek het my education net verdiep deur toe ek begin te travel het. En ek het seker by Nederland aan hoeveel keer al as 'n gas gaan aandoen om te toer, om workshops te doen. En selfs van hier af remotely as sit ek net daar so by tafel hier in Binance en ek is in 'n lecture hall in Amsterdam. Besig om te praat oor identiteit via musiek en taal. Hoekom is dit so belangrik vir my en so aan. So ek praat basies maar net van my ervarings vir ander, ja. En inspireer ander. Hopelik. Ja. So Deur jou kuns, deur wat jy doen, gaan jy vir die wêreld beter los as wat jy het gekry het, né? wel, ek sal nog nie ek wil niks wegvat nie, maar ek wil maar net lewe met 'n doel, man. Because once they purpose it, dan dit wat ze doen. Because ek is 'n voltydse artist. Ek het 'n 9 to 5 gelos om dit te doen. Ek het opofferings gemaak om te doen wat ek doen. So, en ander kom op my pad en vertel my hoe hulle groot geraak het met my musiek. As ek like, wow, was ek al so oud al. en hulle doen iets totally different. Hulle design klere, hulle is, wat hulle wil wees. Maar somewhere is daar 'n swing as deel van hulle narrative. So hy vir my is nogal cool. Dis fantasties. Nou ek is nou baie nuuskierig vir jou om vir ons 'n bietjie net te demonstreer. Hoe spoeg jy daai woorde? Want ek weet jy is mos 'n ou. Nee. Sê gou vir my, hoe perform jy vir jou oud musiekonderwyseres? 'n Instrument wat sy jou nie geleer het nie. Ek is nou van oor af nou is nou. Nee, kyk, ek voel, daai tyd dat ons toe saam gehad het, en toe jy so 10 jaar oud was, nee. Daai was 'n fondasie mos. Hy was, ja. Daai was net 'n fondasie. Dit was so die eerste laagie. Jo, ek het hier baie dinge gegaan om by jou huis te kom destyds. Al loop ek van my huis af op seker so 5 kilometer oor ding. As 'n 10-jarige, ek en my jongere broertjie, dan moet ons oor die mynpad stap en die plaaspaadjies daar waar die gangsters jou wag. Ek was mos 1 of 2 keer gerop ook mos. Die hulle was groter, hulle het goed gehad. Ek het 'n sak vol coins gehad, because daar was gameshops in jou area. En daar is mos nou die subculture gewees. Kom ek daar droegbek aan. Nou moet ek nou leef. Yes. Maar klassiek en ek is bly daarvoor, want ek het musiek in my ingehaal nog voor ek my eerste lesse gevat het. En so toe ek nou op hoërskool kom ek mos nou die rap ding agter en die digkuns en toe kon ek dit saam met my gitaar op. Ja, toe ek seker so 23 was. Weet jy wat was die trotsste oomblikke as jy so daar hy steek vir die Unisa eksamens, die streng tannies wat nie eers hulle kop kan krak om vir jou te groet nie. Hy stap Quentin daar in 10-11 en hy maak sy boekie oop en hy speel op 'n vleuelklavier sy eksamen. Daai was oomblikke, né? Daai is oomblikke wat vir ons shape het, wat vir ons vorm, wat vir my ook laat besef het, hoekom doen ek wat ek doen? Dus ja.
soos my t-shirt sê. Bruin suiker, niemand het 'n smaak so sy nie. Soet goed is kaas, so kyk ek, soek hy bruin suiker. Ek soek hy bruin suiker. Sê bruin suiker, niemand het 'n smaak so sy nie. Soet goed is kaas, so kyk ek, soek hy bruin suiker. Kyk ek. Oeh, gorgeous, waar sal ek begin settle in? Toe laat ek jou bedaan met lekker blues chords. Op die gitaar met die spinning smooth. Om my tots op papier te doen, ek skaal wat geloop word. Gooi jou skou is opgemaakt, sy sal oulik wonderlik. Move soet sy voel by jou onderlip. Ek hou dik en observe wat sy ondervind. En tokkel het met my kop chocolate, sy is nog 'n stuk. Ek druk het stout, binnebout dik gesout. Limits word min soos ons klim, het grip en het klou. My verse sit ek in jou mix en my down six. Word gelig op relax mode, het sal vanaan. Los die stress af, poena, skop jou skoene uit. Voel verlig soos ek het eens en ek toe voel te vry. Wat toegegooi van die place, dicey move. Glo my, dis net die weg, trek, laat ek proe. Bruin suiker, niemand het 'n smaak soet sy nie. Soet goed is kaas, so kyk ek soek hy bruin suiker, sing saam. Ek soek hy, wat? Ai, nie lach ek. Bruin suiker, niemand het 'n smaak soet sy nie. Soet goed is kaas, so kyk ek soek hy bruin suiker. Kon hoor nie, ek soek hy. Ek is Okay. Definisiteit, nou. As mense nou nog nie weet wat ek sê nie. Ek sê maar net. Imagine jy ontmoet iemand wat jou verstand kan ontkleer en liefde maak met jou gedagtes. Dit is bruin suiker. Kijk, side B met jou Einstein, hier komen nog een stanza, times 4, twice as nice. Opposites word betrokken van ochtends tot die volgende ochtend. Like-mindeds op zoek, lokken hulle in. Hou die prente weg, ons kan het skets met woordeskat. Wek jou intellect, jou cerebialum wordt oorgevat. Vernis jou nerves, ek is reg om te serve. Slip in die tik, ek hou jou in check. Wanneer die pur, sy spoenankies. Ek wil haar sommer op iets soos een box. Die lights alleen sonder stopsoet. Sexy, so nat, set hoe jou seksueel geolie voor tackle mentally. Sy ken haar story, jou uiterlik is wel mooi, maar vir my sit dit binne jou wysheid, laat my kwyn onmiddellik, spin het in 'n sin op 'n sin of 'n sin sê gorgeous, het my al om my vingers, wow, is dit lekker. Witty en so anders nooit 'n kaart masjien. Ek geniet myself met 'n level boek aan matriek. Hoe 'n graad asseblief, dis hoe 'n quality. Ek sal haar voete soet om my boeke te dra. Vir bruin suiker, niemand het 'n smaak soet sy nie. Soet goed is kaas, so kyk ek soek hy bruin suiker. Ek soek hy bruin suiker. Sê 'n bruin suiker, niemand het 'n smaak soet sy nie. Soet goed is kaas, so kyk ek soek hy bruin suiker, sing saam. Ek soek hy, wat? Ai, nie lach ek. Bruin suiker, nou. As mense nou nog nie weet wat ek sê nie. Ek sê maar net. Imagine jy ontmoet iemand wat jou verstand kan ontkleer en liefde maak met jou gedagtes. Sy kussings aan. Ek soek hy, wat? Ai, nie lach ek.